Vanaand lees ons Vrees, deur Henry de Maupassant. Ons het na aandete op die dek gegaan. Voor ons het die Middellandse See sonder 'n rimpeling in die maanlig gelê en skitter. Die groot skip het voortgegly en 'n lang slang van swart rook teen die sterrebesaaide hemel gewerp. Agter ons het die stralende wit water opgeskommel deur die vinnige vaart van die swaar skip en geslaan deur die skroef, geskuim en gelyk asof dit kronkel. Dit het soveel glans afgegee dat 'n mens dit kookwater maanlig kon noem. Daar was 6 of 8 van ons, stil van bewondering, terwyl ons stuur na die verre Afrika waarheen ons op pad was. Die kommandant, wat saam met ons 'n sigaar gerook het skielik die gesprek voortgesit wat tydens aandete begin is. Ja, toe was ek bang. My skip het 6 uur lank op daardie rots vasgesit, getuister deur die wind en met 'n groot gat in die sykant. Gelukkig is ons teen die aand opgetel deur 'n Engelse steenkool skip wat ons gewaar het. Toe het 'n lang man met 'n songebrande gesig en ernstige voorkoms gepraat. Hy was een van daardie mans wat klaarblyklik onbekende en verre lande deurreis het, wie se kalm oë in hulle dieptes iets bewaar van die vreemde tonele wat hulle aanskou het. 'n man van wie jy seker is dat hy deurdrink is met moed. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, hang rond, ons is nou weer terug. Hallo mensies, Madeleine hier en welkom terug by Slaapstories vir grootmense. As jy nuut is hier by ons, baie welkom. En as jy al deel is van ons storiefamilie, is ons baie bly jy is weer hier. By Slaapstories vir grootmense kuier oom Eldie elke donderdag by ons. En op Sondaande wissel ons so deur die maand tussen Mas Kokemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en dan ook 'n spookstorie uit die verlede. So, of jy vanaand lus is vir iets geselligs, iets spannends, iets vol misterie, of self net 'n bekende Afrikaanse stem wat jou rustig help afskakel, daar's altyd 'n storie hier wat vir jou wag. As jy op YouTube luister, onthou asseblief om te like, comment en subscribe, dit help ons regtig baie. En as jy op Spotify luister, volg ons en los gerus vir ons 'n kommentaar onder die episode. Ons hoor vreeslik graag van julle. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners reg oor die wêreld, om daai klein bietjie heimwee te sis, om die dag sag af te sluit en om jou hopelik rustig saam te neem na droomland. Mensies, weet julle, solank daar stories is, gaan niks wat mooi was ooit heeltemal weg nie. Nie die klank van 'n geliefde stem nie, nie die sagte lig in 'n ou huis nie, nie die reuk van reën op warm grond of koffie wat vroegoggend trek terwyl iemand in die kombuis sing nie. Stories hou dit alles bymekaar. Hulle tel op wat tyd probeer wegvat. Hulle bære wat die hart nie kan sien om te verloor nie. In 'n storie kan iemand wat lankal weg is weer langs jou kom sit. Kan 'n plek wat net nog in jou onthou bestaan het, weer kleur kry. Kan liefde, selfs na verlies, nog steeds asemhaal. Miskien is dit hoekom ons stories so nodig het. Nie net om te onthou nie, maar om heel te bly. Om sin te maak van alles wat mooi was en alles wat seer gemaak het. Om vir die siel 'n sagte plek te gee om te rus. Want 'n mens leef nie van brood alleen nie. Ons leef ook van herinneringe, van taal, van iemand wat sê ek onthou, jy was hier, jy het saak gemaak. Daar is aande wanneer die wêreld te stil raak en jy skielik weer dink aan mense, aan plekke, aan ou weergawes van jouself. Dan kom 'n storie en sit sag langs jou. Nie om alles reg te maak nie, maar om jou te herinner dat die mooi nie weg is nie, omdat dit verby is nie.
dat liefde bly lê in woorde en herinneringe, in klein beelde wat nog in die hart warm is. Stories dra wat ons nie alleen kan dra nie. Hulle hou vir ons die stemme, die lag, die verlange, die lig. En wanneer die siel moeg raak vir die geraas van die wêreld, is dit dikwels 'n storie wat eerste sy hand uitsteek en sê, kom rus nou, ek onthou saam met jou. En dalk is dit al wat die siel soms nodig het. 'n Stem in die donker, 'n storie wat stadig oopvou, en die sagte wete dat niks wat met liefde onthou word, ooit regtig verlore is nie. En ons is weer terug by die storie. U sê, kommandant, dat u bang was. Ek moet respectvol van u verskil. U dwaal wat betref die betekenis van die woord en die aard van die sensasie wat u ervaar het. 'n Energieke man is nooit bang in die teenwoordigheid van dringende gevaar nie. Hy is opgewonde, geprikkel, vol angs, maar vrees is iets heeltemal anders. Die kommandant het gelag en geantwoord, ag wat, ek verseker u dat ek bang was. Toe het die man met die bruin gebrande gelaat ons doelbewus as volg toegespreek. Vergun my om te verduidelik. Vrees, en selfs die dapperste mans kan vrees voel, is iets vreesliks, 'n afgryslike sensasie, 'n soort ontbinding van die siel, 'n verskriklike kramp van die brein en hart, waarvan die blote herinnering 'n rilling van angs teweegbring. Maar wanneer 'n mens dapper is, voel jy dit nog onder geweervuur, nog in die teenwoordigheid van die gewisse dood, nog in die aangesig van enige bekende gevaar. Dit ontstaan onder sekere abnormale toestande, onder sekere geheimsinnige invloede in die teenwoordigheid van vae gevaar. Ware vrees is 'n soort herinnering aan die fantastiese terreur van die verlede. 'n Man wat in spooke glo en hom verbeel hy sien 'n verskyning in die duisternis, moet vrees in al sy afgryse voel. Wat my betref, ek is so wat 10 jaar gelede in die helder daglig deur vrees oorveldig, en weer op 'n Desembernag verlede winter. Nietemin het ek deur baie gevare gegaan, baie avonture wat die dood beloof het. Ek was dikwels in veldslae, ek is vir dood agtergelaat deur diewe. In Amerika is ek as 'n rebel ter dood veroordeel deur ophanging, en aan die kus van China is ek van die dek van 'n skip in die see gegooi. Elke keer wanneer ek gedink het ek is verlore, het ek onmiddellik oor my koers van aksie besluit, sonder spyt of swakheid. Dis nie vrees nie. Ek het dit in Afrika gevoel, en tog is dit 'n kind van die noorde. Die sonlig verdryf dit soos die mis. Oorweeg hierdie feite, menere. Onder die Oriëntale het die lewe geen waarde nie. Berusting is natuurlik. Die nagte is helder en leeg van die somber gees van onrus wat die brein in koeler lande tuister. In die ooste is paniek bekend, maar nie vrees nie. Nou goed dan, hier is die voorval wat my in Afrika oorgekom het. Ek was besig om die groot sandduine suid van Oraga oor te steek. Dit is een van die merkwaardigste streke in die wêreld. U het al die soliede deurlopende sand van die eindelose oseaanstrande gesien. Wel, verbeel u die oseaan self, wat in sand verander het, te midde van 'n storm. Verbeel u 'n stil storm met roerlose golwe van geel stof. Hulle is so hoog soos berge, hierdie ongelyke, uiteenlopende duinings, wat presies soos ontkettende golwe opstyg, maar nog groter en gestreep soos gewaterde sy. Op hierdie wilde, stil en beweginglose see word die verterende strale van die tropiese son direk uitgestort. Jy moet hierdie stroke rooi gloeiende as uitklim, weer aan die ander kant afdaal, weer klim, 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 sonder ophou, sonder rus, sonder skaduwee. Die perde hoes, sak deur hulle knieë en gly teen die kante van hierdie merkwaardige heuwels af.
Ons was 2 vriende, gevolg deur 8 spahies en 4 kamele met hulle drywers. Ons het nie meer gepraat nie, oorweldig deur hitte, vermoeidheid en 'n dors, soos net hierdie brandende woestyn kan voortbring. Skielik het een van ons manne 'n kreet gegee. Ons het almal gestaan. Ons het almal gaan staan, verras deur 'n onverklaarbare fenomeen wat slegs aan reisigers in hierdie spoorlose wildernis bekend is. Iewers naby ons, in 'n onbepaalbare rigting, was 'n drom besig om te speel. Die geheimsinnige drom van die sand. Dit het duidelik geslaan, nou met groter resonansie en dan weer swakker. Dit het opgehou en dan weer sy onheilspellende gerol hervat. Die Arabiere doodbang het mekaar aangestaar en een het in sy taal gesê, die dood is op ons. Terwyl hy praat het my metgesel, my vriend, amper 'n broer, van sy perd afgeval en met sy gesig na onder in die sand beland, oorweldig deur sonsteek. En vir 2 uur lank, terwyl ek te vergeefs probeer het om hom te red, het hierdie vreemde drom my ore gevul met sy eentonige, onderbroke en onverstaanbare klank. Ek het gevoel hoe vrees my gebeente beetkry. Ware vrees, afgryslike vrees, in die teenwoordigheid van hierdie geliefde lijk, in hierdie gat wat deur die son geskroei is, omring deur 4 berge van sand en 200 ligas van enige Franse nedersetting af, terwyl die ego van ons ore met hierdie woedende dromslag bestorm is. Op daardie dag het ek besef wat vrees is, maar sedertdien het ek 'n ander en selfs meer lewendige ervaring gehad. Die kommandant het die spreker in die rede geval. Ek vra om verskoning, maar wat was die drom? Die reisiger het geantwoord, ek kan nie sê nie. Niemand weet nie. Ons offisiere word dikwels deur die eienaardige geluid verras en skryf dit gewoonlik toe aan die ego wat voortgebring word deur 'n haal van sandkorrels wat deur die wind teen die droë en brosblare van onkruid gewaai word. Want daar is altyd opgemerk dat die verskynsel voorkom in die nabyheid van klein plantjies wat deur die son verbrand en so hard soos perkament is. Hierdie klank word blykbaar vergroot, vermenigvuldig en mateloos geswel in sy voortgang deur die valleie van sand, en die drom kan dus as 'n soort klank-ligspieeling beskou word. Niks meer nie, maar ek het dit eers later geweet. Ek sal voortgaan na my tweede voorbeeld. Dit was verlede winter in 'n woud in die noordooste van Frankryk. Die lug was so betrokke dat die nag 2 uur vroeër as gewoonlik gekom het. My gids was 'n plaasboer wat langs my geloop het op die smal pad, onder die gewelf van dennebome waardeur die wind in sy woede gehuil het. Tussen die boomtoppe het ek die vlietende wolke gesien, wat gelyk het asof hulle haas om aan een of ander voorwerp van terreur te ontsnap. Soms in 'n strawwe rukwind het die hele woud met 'n kreun van pyn in dieselfde rigting gebuig, en 'n kouigheid het my beet gekry, ten spyte van my vinnige pas en swaar klere. Ons sou 'n entjie verder by 'n ou wildbewaarder se huis eet en slaap. Ek het uitgekom om te jag. My gids het soms sy oë opgeslaan en gemurmel, aaklige weer. Toe het hy my vertel van die mense by wie ons die nag sou deurbring. Die vader het 2 jaar tevore 'n wilddief doodgemaak, en sedertdien was hy somber en het hom gedra asof hy deur 'n herinnering getuister word. Sy 2 seuns was getroud en het by hom gewoon. Die duisternis was diep. Ek kon niks voor my of om my sien nie, en die massa oorhangende in mekaar vlegtende bome het teen mekaar geskuur en die nag met 'n aanhoudende gefluister gevul. Uiteindelik het ek 'n lig gesien en kort daarna het my metgesel aan 'n deur geklop. Skerp vroustemme het ons geantwoord. Toe het 'n man se stem, 'n verstikte stem, gevra: "Wie gaan daar?" My gids het sy naam gegee. Ons het ingegaan
en 'n onvergeetlike toneel aanskou. 'n Ou man met wit hare, wilde oë en 'n gelaaide geweer in sy hande het ons in die middel van die kombuis ingewag, terwyl 2 stewige jongmans gewapen met byle die deure bewaak het. In die donker hoeke kon ek 2 vroue onderskei wat met hulle gesigte teen die muur gekniel het. Sake is verduidelik en die ou man het sy geweer teen die muur gesit en terselfdertyd bevel gegee dat 'n kamer vir my gereed gemaak word. Toe, aangesien die vroue nie geroer het nie, kyk meneer, het hy gesê. 2 jaar gelede op hierdie nag het ek 'n man doodgemaak en verlede jaar het hy teruggekom om by my te spook. Ek verwag hom vanaand weer. Toe voeg hy by in 'n toon wat my laat glimlag het. En daarom is ons ietwat opgewonde. Ek het hom so goed as moontlik gerusgestel, bly om juis op daardie aand daar te wees en getuie te wees van hierdie bygelowige terreur. Ek het stories vertel en amper daarin geslaag om die hele huishouding te kalmeer. Naby die vuurherd het 'n ou hond geslaap, met 'n snor en amper blind, met sy kop tussen sy pote. Die soort hond wat jou herinner aan mense wat jy geken het. Buite het die woedende storm teen die huisie geslaan, en skielik, deur 'n klein ruitjie, 'n soort loergaatjie naby die deur, het ek 'n helder blitsstraal, 'n hele massa bome gesien wat deur die wind geslaan word. Ten spyte van my pogings het ek besef dat terreur hierdie mense beetkry, en elke keer as ek ophou praat het hulle ore geluister na verre geluide. Geïrriteerd deur hierdie dwaase vrese, was ek op pad om te gaan slaap, toe die ou wildbewaarder skielik uit sy stoep opspring, sy geweer gryp en wild skree. Daar sy, ek hoor hom. Die 2 vroue het weer in die hoek op hulle knieë neergesak en hulle gesigte weggesteek, terwyl die seuns die byle opgeneem het. Ek wou hulle weer probeer kalmeer, toe die slapende hond skielik wakker word. Hy het sy kop opgetel, sy nek gerek, en met sy dowwe oë na die vuur gekyk, en een van daardie klaaglike gehuile laat hoor, wat reisigers in die duisternis en eensaamheid van die platteland laat sidder. Alle oë was nou op hom gefestig, terwyl hy op sy voorpote orent kom, asof hy deur 'n visioen getuister word, en na iets onsigbaars, onbekends en ongetwyfeld vreeslik begin huil het, want sy hare het orent gestaan. Die wildbewaarder met 'n vaal gesig het uitgeroep, hy ryk hom, hy was daar toe ek hom doodgemaak het. Die 2 vroue doodbang het saam met die hond begin kerm. Teen my sin het koue rillings teen my ruggraat afgeloop. Hierdie gesig van die dier op so tyd en plek, te midde van hierdie verskrikte mense, was iets vreesaanjaends om te aanskou. Toe, vir 'n uur lank het die hond gehuil sonder om te roer. Hy het gehuil soos in die angs van 'n nagmerrie, en vrees, afgryslike vrees het oor my gekom. Vrees vir wat? Hoe kan ek sê? Dit was vrees, en dis al wat ek weet. Ons het roerloos en bleek gebly en gewag dat iets vreesliks gebeur. Ons ore was gespits en ons harte het hard geklop, terwyl die geringste geluidjie ons laat skrik het. Toe het die dier in die vertrek begin rondloop, teen die mure gesniffel en aanhoudend gegrom. Sy bewegings het ons kranksinnig gemaak. Skielik het die man wat my soontoe gebring het in 'n vlaag van woede die hond gegryp, hom na 'n deur gedra wat na 'n klein binneplaas gelei het en hom daar uitgegooi. Die geraas is gestop en ons is gelaat in stilte wat nog vreesliker was. Toe skielik het ons almal geskrik. Iemand het langs die buitemuur in die rigting van die woud gestap. Toe het dit gelyk of hy met 'n bewende hand aan die deur voel. Daarna is vir 2 minute niks gehoor nie en ons het amper ons verstand verloor. Toe het hy teruggekom, steeds teen die muur langs voel en liggies teen die deur gekrap, soos 'n kind met sy vingernaels sou doen. Skielik het 'n gesig agter die glas van die loergaatjie verskyn. 'n Wit gesig met oë wat skitter, soos die van 'n kat. 'n Geluid is gehoor, 'n onduidelike, klaaglike gemurmel. Toe was daar 'n ontsaglike geraas in die kombuis.
Die wildbewaarder het geskiet en die twee seuns het onmiddellik vorentoe gestorm en die venster met die groot tafel versper en dit met die buffet versterk. Ek sweer vir u, dat by die skok van die geweer se skoot, wat ek nie verwag het nie, so angs my hart, my siel en my hele liggaam beet gekry het, dat ek gevoel het ek gaan val, gaan doodgaan van vrees. Ons het daar gebly tot dagbreek, onmagtig om te beweeg, kortom aangegryp deur 'n onbeskryflike verlamming van die brein. Niemand het dit gewaag om die versperring te verwyder nie, totdat 'n dun straaltjie sonlig deur 'n kraak in die agterkamer verskyn het. Aan die voet van die muur en onder die venster het ons die ou hond doodgevind, sy skedel verpletter deur 'n koel. Hy het uit die binneplaas ontsnap deur 'n gat onder 'n heining te grawe. Die man met die donker gelaat het stil geword en toe bygevoeg. En tog het ek daardie nag geen gevaar geloop nie, maar ek sou verkies om weer deur al die ure te gaan waarin ek die vreeslikste gevare trotseer het, as die 1 minuut toe daardie skoot op die bebaarde kop in die venster afgevuur is. Die arme woef. Lekker spookstories, vertaal en voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense. Lekker slaap.